bid saam. Here, dankie dat ons U kan loof met ons stemme, met ons harte, met ons liefde. Dankie dat U U woord vir ons gegee het om vir ons kom sê, daarom, ek het jou so lief, daarom. En wil jy asseblief U woord nou vir ons elkeen gee op 'n manier wat vir ons nodig is, dalk net om 'n oomblik van rustigheid te beleef in hierdie tyd, dalk net om weer koneksie te voel met iemand, of met U veral, wat ook al, raak ons aan, asseblief. Amen. Ons is die afgelope rukkie besig met 'n reeks oor fokus en floreer, en ons eerste tema was fokus herwin, sien weer wat werklik saak maak, en toe die tweede ene was suiwer jou lewe, snoei om te groei. En as jy dit nou nie gevolg het die voriges nie, dis op die gemeente se YouTube video grepe, is op die YouTube kanaal, is dit beskikbaar, so jy kan is welkom om dit ook daar te volg. En vandag gaan ons nou verder met die derde tema, en dit is wortel dieper, voed jou siel. En volgende Sondag is hier weer net in Kusweg gediens, want die lofsentrum is nog besig volgepak met die herfsmark se goed, so die diens sal weer hier wees, en dan sal ons die vierde tema dan hanteer. Maar vandag dan wortel dieper, met die gedagte van voed jou siel. Kom ons lees Psalm 1. Dit gaan goed met die mens, wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan, en met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy of sy dan is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Kom ons gesels net 'n oomblik die verskil tussen 'n mooi boom en 'n sterk boom. En as jy nou dink vir 'n oomblik, jy kom ons baie keer in die winkel, dan sien jy die klein, mooi cute bonsai-rige boontjies in potte en al goed. Maar ek wil nie hê mense moet nou dink aan daai tipe bome. Ek wil dink aan, as jy ergens in jou lewe 'n boom gesien het, jy kan sien, hierdie boom het al deur 'n storm gegaan. Hy staan miskien ergens in 'n rivierloop of langs 'n rivier. Hy het al deur droogtes oorleef, hy het deur vloede oorleef of wat ook al, maar dis 'n boom wat nog steeds vrug dra en nog steeds daar is. Want daar's 'n groot verskil tussen 'n boom wat mooi lyk en 'n boom wat sterk staan. En dis waaroor ons vandag gaan gesels. Want die sterk staan lê nie in die mooi lyk nie. Dit lê in dit wat jy nie sien nie, in die wortels. Dit lê ondergronds, om dit so te stel. Nou Psalm 1 vertel ons van hierdie boom. So dis nie 'n psalm wat vir ons wil aandui hoe hard ons moet probeer, hoe baie ons moet presteer, wat ons nog moet aanpak en als nie. Dis 'n psalm wat vir ons sê, hoe moet ons posisioneer? Hoe moet ons posisie inneem? So die vraag is nie, hoe hard probeer jy nie, die vraag is, waar is jy geplant? En dis ja, jy floreer nie deur meer te doen nie, jy floreer deur die regte dinge konsekwent te doen, jy laat jou wortels groei, waar daar water is. En dis die konteks van Psalm 1. Dit is vir my baie opvallend dat hulle juis, die Bybelmense, daai tyd wat hulle die boek saamgestel, die Psalm saamgestel, dat hulle die heel eerste boek gemaak het, hoofstuk gemaak het, gedig gemaak het in die boek. Want dit vorm soort van die ingangspoort, die invalshoek vir al die psalms. So dis die voorwoord in 'n sekere sin vir hierdie gebedsboek van Israel. Want jy moet onthou, die psalms is gesing onder andere as pelgrimsliedere, soos hulle na die tempel toe opgegaan het jaarliks. Dis gebid, dis in hulle sinagoges gesing. Die psalms is singbaar, ook klaagbaar, want dis 'n klomp klaagliedere ook. En soms, vir my so mooi was, is een van die bekende skrywers van die Hebreëus het gesê op 'n stadium, soms vind daar 'n role reversal plaas, dat God self in die beskuldigde bank sit en dan raas die psalmdigter soos 'n regter met God, en God laat dit toe. 'n role reversal wat in die psalms plaasvind. Dis hoekom dit goed so kosbaar is. Want die psalms, en dis wat hierdie Psalm 1 vir ons 'n aanduiding al klaar gee vir die res van die psalms, sit ons lewens op 'n skerp en eerlike manier as twee tipes lewens. Aan die een kant is daar die lewe van die goddelose, mense wat niks met God te doen wil hê nie. Julle sal onthou, wanneer daai ander groep hier gesing, laas Sondag, 2 Sondae terug. En ek vermoed dis die ou wat hier gestaan die klavier gespeel het aan mekaar. En ek het dit op Facebook gesit, want dit is vir my baie interessant.
Die persoon skryf toe via LinkedIn vir my 'n boodskap. Nou ek kyk nie altyd die LinkedIn goed nie, dit kom by my, maar dit pop by my op en ek kyk. Die persoon sê, ek is nie 'n gelowige nie. Maar dankie vir die manier waarop jy dit wat in die Bybel staan ook vir my van toepassing gemaak het. Ek is eintlik 'n ateïs. Maar die manier waarop jy sielkunde, lewenswaarheid en die woord bymekaar gebring het vir my die wêreld oopgemaak. En ek dink myself, nie een van ons weet waar ons loop en beweeg en wat jy sê nie. Ek is in 'n bevoorregte posisie, ek kan met mense kommunikeer van hier af. Maar jy doen dit ook. Jy loop in die mall, jy sê iets vir iemand en jy weet nie waar daai impak verder kring in die wêreld nie. So wat die Psalm vir ons wil sê is, jy het die keuse om as 'n goddelose op te tree, want dit het ook 'n impak in die wêreld. Dit beïnvloed alles in die wêreld negatief. Of aan die ander kant sê dit, jy is soos die regverdige, jy stewig geanker. Jy's soos 'n boom wat by waterstrome geplant is. En ander mense beleef dit ook in die manier waarop jy optree. En natuurlik maak ons almal foute, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Mense weet as jy 'n deurlopende karakter het en 'n pad probeer loop saam met die Here en die guns van die Here ervaar om daardie pad te loop, dan tel ander mense dit op. Hulle wil by jou wees, hulle wil iets van jy wat jy het in daardie proses. Die Hebreëse woord vir geplant is eintlik 'n baie besondere woord. Dis om doelbewus oorgeplant te word na 'n spesifieke plek. Jy word geherposisioneer tot waar die guns van God vir jou lewe is. Niemand plant homself nie. God is die planter. Jy's die boom. Dis die hart van die Psalm. En dit verander alles, want as God die planter is floreer nie 'n kwessie van wilskrag alleen nie. Dis 'n kwessie van laat jou wortels doen wat hulle moet en dit is om te absorbeer wat God vir jou gegee het om te groei waar jy geplant is, dieper te groei. Tot God jou weer herposisioneer miskien. In die werklike lewe is daar ook nog 2 dorpe en daar's ander verhale ook, maar ek het die een raak gelees. 26 Desember 2004 het een van die grootste tsunamies nog ooit plaasgevind. Die hele kuslyn in Sri Lanka, Indonesië, Indië en Thailand is in 'n oomblik uitgewis, 200,000 lewens eensklaps weg. Kyk dan, dis dit ontsettend. Huise weggespoel, bote is kilometers in land ingespoel en besittings is verloor en dis meer. Toe gaan die mense wat die bewaring goed navors van die wêreldse bewaringsunie en hulle merk iets merkwaardigs op. 2 dorpe het langs dieselfde kuslyn gelê, dieselfde afstand van die see af. Alles dieselfde. Al 2 dorpe het die sogenaamde mangrove boom gehad. Ek het eers die Afrikaanse woord gekry, maar dit klink nie so lekker, so ek sê maar mangrove. Die eerste dorp was Wandorupa, ek weet hoe om dit uitspreek het. Maar daardie bome by die dorp is met die jare lank is dit afgekap en na willekeur verwyder. En toe die tsunami kom, toe is daar niks tussen die dorp en die see nie. Tussen 5 en 6,000 mense het in daai dorp spesifiek verdrink. Die tweede dorp was Kapuhenwala. En hierdie dorp was omring deur 200 hektaar van hierdie mangrove bome of bos. En die prentjie wat ek op die internet kon ontspoor van die mangrove boom is min of meer daai soos hy lyk. En baie komplekse wortels, strek ver en wyd. In daardie dorpie as gevolg van die bome wat tussen die dorp en die kuslyn was, het net 2 mense gesterf. Die IUCN, die Wêreldbewaringsorganisasie sê, damage could have been prevented with a healthy mangrove barrier protecting the shoreline. Wat is die verskil? Dis nie geluk nie. Dit was wortels. Dit was die manier waarop hy goed gehandel het. Die een dorp het oorleef omdat die wortels nie uitgekap is nie. Die een dorp is tot niet omdat als verwoes is en die wortels tot niet gegaan het. En dit wat onsigbaar was, die wortels, het die lewens gered. En dis wat Psalm 1 vir ons vertel. En die storms van die lewe gaan kom, ons gaan dit nie kan vermy nie, jy kry ergens in jou lewe kry een of ander iets. So dis die vraag sê, of jy het gaan kry, vraag is wanneer jy dit gaan kry. En jy is gelukkig as jy dit nie kry nie. Maar die gedagte is op die ou end, of het nou verlies en teleurstelling, siektes is, verhoudings wat breek of wat ook al, hoe diep is jou wortels wanneer dit jou tref? En jy vind het eintlik eers werklik uit as dit jou tref. Maar nou is die geheim, kom ons tref voorsorg, dat ons soos daai een dorp Kapuhenwala is, wat ons wortels en ons bome behou.
dat ons die tsunamies ook kan oorleef. So kom ons gesels oor 3 klanke F4. Een is fundering. En die fundering sê waar jy geplant is bepaal hoe jy leef. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, sê Psalm 1 vers 3. En dis die eerste vraag, nie 'n vraag van wat doen jy nie, maar waar is jy? Dis posisionering. Die fundering het te doen met jou posisie waar jy is. En baie mense leef hulle geestelike lewe soos 'n pot. Hulle woon net hier en daar 'n ding by en al daai goeders. Hy's lewend, maar hy kry nie genoeg nie. Lees die Bybel net once in a while, of 'n Bybelteks net once in a while, of 'n gedagstukkie net once in a while, bid net once in a while, en dan kom die groot krisisse en dan vra die persoon, waar's God? Tussen was God nog die hele tyd daar, maar die posisie wat jy ingeneem het of jou fundering het bepaal hoe jy leef en hoe jy nou daai tsunami nie effektief kan hanteer nie. En daarom beskryf Psalm 1 'n boom wat geplant is. Hy is nie neergesit nie, hy is doelbewus permanent geplant, by waterstrome geplant. En nou moet jy iets van Israel verstaan as jy daar rond beweeg. Israel is alsbehalwe 'n bloeiende, groeiende land vol bome. Jy sal onthou toe Salomo die tempel gebou het, hoe's bome ingevoer vir hulle. Daar's nou duisende bome. Wat gebeur as hy af vir 20 jaar het hulle doelbewus van Amerika oral in die wêreld geld ingesamel en plant hulle elke jaar hektare bome aan. So Israel is nou boomryk, maar hy was nie boomryk nie. En daarom is dit so belangrik dat wanneer 'n boom daar by water is, het die water daar gekom omdat dit gemaak is om daar te kom. En dis die teologie agter alles. Waterslote is 'n teken van doelbewuste voeding en versorging. Dis nie 'n toevalligheid nie. Dit beteken dis intentioneel daar gesit om jou te help. En dis wat God met ons doen. God se woord is die primêre bron van ons geestelike voeding. Ons het dit. En joune mag so klein wees, onthou jy nog die Gideon Bybeltjies? Myne is deesdae op my selfoon. Hier's 'n kanselbybel ook, as jy in groter letters wil lees. Maar jy het dit. Jy het die woord. En dis wat God vir ons gee. God se teenwoordigheid, as die gemeenskap met God met wie ons die hele tyd te gesels. Jy hoef nie eens jou oë toe te maak nie. Partykeer bid ons sommer oop oë wanneer jy in die verkeer is. Moet asseblief jou oë toe maak terwyl jy bestuur nie. Daai effek. Maar God se wysheid as die oriëntasie van jou lewe. En hierdie waterstroom van God se kant af loop altyd, want dis waar God jou geposisioneer het. Maar jy moet geplant bly om die voordeel te trek. Jy moet dit inleef, inoefen. Dit moet deel van jou wees. Kom ons praat 'n oomblik net uit die sielkundige hoek, uit die sielkunde van die omgewing. James Clear skryf 'n fantastiese boek met die titel Atomic Habits, multimiljoen verkope. Maar hy het een waarheid wat ek opgetel het in die boek, en dit is dat jou omgewing is 'n voorspeller van wat jy doen. Jou omgewing voorspel wat jy doen. As jou wêreld rondom jou de mekaar is jou binnegoed ook de mekaar. So eenvoudig soos dit. As jy wil gitaar leer speel, is 'n voorbeeld wat hy daar gebruik as ek reg onthou. As jy wil gitaar speel, jy sit hom in 'n kas. Die tyd wat jy lus is om gitaar te speel, is jy nie lus om die kas toe te stap en dit oop te maak nie. So jy speel die gitaar. As jy met die gitaar sit, daar waar hy in die tafel lê, aan jou lê, as jy wil draf, moet jou skoene by die deur wees sodat jy onmiddellik kan draf en nie hoef te dink daaroor nie. So jou omgewing bepaal die goed. En die navorsing wys dat die gedissiplineerde mense het nie goeie wilskrag nie. Hulle het net hulle omgewing so geskep sodat dit deurlopend saam bly. En dit maak die keuses eenvoudig makliker. En om uit die moeilikheid te bly, vermy die moeilike keuses. As jy 'n dieet wil volg, besluit as jy restaurant toe wil gaan, besluit by die huis wat jy wil eet. Want anders as jy daar kom, is daar te veel versoekings. Is dit nie opvallend dat wanneer jy by 'n winkel uitstap, hulle al die ellendige goeders wat aan jou lyf vassit, daai laaste stuk pak nie. Is dit nie amazing nie? En die lekkerste van hulle almal deesdae vir my is nosh. Ek moes dit nie gesê het nie, maar nou gaan hulle nie meer weet jy gaan alles koop. Maar anyway. So dit is die omgewing. Hulle bepaal jou konteks. So 'n boom floreer nie omdat hy harde probeer om water te drink nie. Hy floreer omdat hy by water is. Maar hy moet by water wees. En as jou omgewing jou nie voed nie, sal jou gewoontes jou nie dra nie. As jou dag nie so ingerig is dat God se woord eerste kom nie. Met ander woorde, voor jou selfoon, voor jou bekommernis, voor enigiets, as jou dag nie so ingerig is nie, dan gaan die water nie opgesuig word nie, want jy posisioneer jouself verkeerd. So hoe herposisioneer jy jou wortels? Skep 'n geestelike spasie in jou dag. Met ander woorde, spesifieke tyd en wat ook al. Ek het die ritme in my lewe ingebou, want elke seisoen het sy eie ritme. So die ritme waarin ek nou is ek maak vir my soggens 'n koppie koffie, want ek hou van koffie, because
caffeine is the physical manifestation of the Holy Spirit on earth. Quote à la Jannie, my in geval. So ek hou van my koppie koffie by die Here sit. En wat doen ek? Ek soort van 4 goed wat ek deurgaan. Die een is, ek probeer net dink, en ons is bevoorreg, iemand stuur vir ons elke oggend gebede, 5:00 in die oggend. Dan lees ek 'n gebed om my kop net te kry om te dink, hoe is God? Wie is God vandag? En dan het ek 'n tweede, een is my vrou, en derde een is al die kinders en familie en alles, en dan die vierde een is wat ek nou dink dalk nog nodig is. En daai 4 goed. Wat party daar 3 minute, party daar 5 minute. My punt vir saak is, ek probeer dit in plek hou, want ek slip, dan slip iets anders in my lewe ook. Want dan posisioneer ek myself weer reg. Sit jou Bybel op 'n sigbare plek. Soos ek gesê het, ek het 'n sekere manier waarop ek my selfoon gebruik, my rekenaar gebruik. Ander mense het 'n fisiese Bybel wat onderstreep is. Mense nou die dag vir my gesê, jy het hierdie teks 19 wat ook 2000 en something gepreek. Jou vader wat nota maak en die datum skryf, maar wat hulle nie neerskryf is die hele preek nie. Ek maak nuwe preke. Maar dis goed, onderstreep jou Bybel. As jy vol is, vat 'n ander een. Daar's iemand wat nou vir my vertel het, sy's besig om haar ma se Bybel deur te lees van die begin af. Hoekom? Sy lees die gedeeltes wat haar ma onderstreep het. En skielik is haar ma weer vir haar meer lewend. Deel van haar storie. Want sy ervaar iets van die koneksie. Nie net met God nie, maar met haar ma ook. Begin jou dag nie met 'n selfoon scroll nie, maar begin met 'n psalm of 'n dagstukkie lees. Laat God se stem die eerste stem wees wat jy in jou dag het. Laaste een, skep 'n heilige hoekie in jou huis of kamer. Ons is 1 jaar oor see in oor Ammergau, en ek soek iets wat spesiaal is, en ek kry dit nie, want nou vra een van die toerlede vir my, maar wat soek jy? Ek soek net 'n kruis wat ek kan neersit, waarby ek een van hierdie kersgoedjies kan neersit, hierdie liggetjies, candle, wat ek al, tea candles, wat hulle, in elk geval, ek soek net 'n kruis waarby ek dit kan neersit. Hoe sê die een nou, ek sal vir jou maak? Hy vat 'n gewone voetstukkie van 'n hout, maak 'n ronde gaatjie vir dit, en dan maak 'n kruis. Wat doen ek? Ek dra daai kruis oral waar ek gaan, ek sit hom neer, ek steek net die kers op, dis my holy space. Skep vir jou 'n holy space. Hoekom? Jy hoef dit nie te doen nie, maar dit help my kop. Want my kop hardloop onmiddellik rond. So, dit help my kop om net in daai oomblik daar te wees, terwyl ek die vlammetjie dophou. Om te onthou, God is hier. So skep vir jou 'n heilige plekkie. Al skuif jy die plekkie, maar dit is jou heilige plekkie. Want fundering is die begin van groei. En sonder wortels is die mooiste boom eintlik net 'n takkie in die wind. En kan nie 'n tsunami weerstaan nie. Tweede gedagte. Voeding. Wat jy inneem, vorm wie jy word. Psalm 1 vers 2 sê, wat in die woord van die Here sy vreugde vind, die dag en nag oordink. En hier is die interessante van die Bybel lees. Hoor die woorde wat daar sê, sy vreugde daarin vind. Met ander woorde, die genot vind om God se woord te lees. Gister is ons kinders almal daar, Wilma verjaaring tyd was weg is, so dat's almal daar, en of nie die wat ek sê maar hier rond is, en ek kyk my klein kind, en hy vat een van hierdie lemon meringue klein tertjies, en daai ouetjie eet daai ding met die grootste genot, en toe tackle hy die melktert, en net so genot, en dis daai selfde genot, waarmee ons die Bybel moet lees, en as jy sukkel om dit te doen, glimlag net, jou brein interpreteer altyd iets, so as jy vir jou brein, as jy iets sê, hoekom is dit so, dan soek jou brein antwoorde, so sit 'n glimlag op, dan gaan jou brein vra, hoekom glimlag jy? Want ek lees die woord van God, so fake it, eintlik faith it, till you make it, sit net 'n glimlag op terwyl jy die Bybel lees, dan begin jy die vreugde daarin vind. Die Hebreëse woord vir oordink, haga, is 'n woord wat gebruik word vir die sagte ritmiese geluid wat 'n bees maak wanneer dit sy kos herkou. Dis diep herhalende verdering. So dis hoe jy genot vind, om aan mekaar oor daardie gedeelte, of die woord in daai gedeelte te bly dink. Want God se woord is nie net inligting nie. In die beeld van die boom, dis die lewenssap vir die boom. Teologies kan ons sê, die Bybel is 'n boek van vreugde, maar ons het dit ongelukkig deur die jare heen 'n boek van plig geraak. Wie van julle het ook groot geword in die era wat jy, as jy op 'n Sondag sou brei, het jy naald in die oog van die Here gesteek?
As jy so swem, was jy klaar in die moeilikheid, want jy het oortree op een of ander manier. In elk geval, so, ons het ongelukkig die Bybel, ons het baie van die joy uit die Bybel uitgehaal, deur die ander goed te fokus. Die ander goed is ook belangrik, maar die vreugde van God is die belangrike. En dis wat ons daarin vind. Psalm 1 sê, hierdie persoon, God se woord is die bron van vreugde. So dit begin met vreugde. En dis waar 'n mens goed. En so wanneer jy God se woord gereeld lees, dit oordink, dit deel van jou lewe maak, dat dit naderhand jou karakter, jou identiteit bly beïnvloed te vorm, dan is jy eintlik besig om te word wie jy is. En dit is die beeld van God, wat God al hoe meer doen, sê die Heilige Gees in ons. Kom ons praat oor die sielkunde van identiteitsvorming. Dr. Wendy Wood van die Universiteit van Suid-Kalifornië toon 40 tot 50% van ons daaglikse gedrag is outomaties. Ek het my al betrap dat ek op pad was ergens elders hier na ry kerk toe, hier na toe. Want dis so half in jou kop. Jy's gewoond met al die jare jy doen dit. So as ek op autopilot is, as ek weer hierso. So dis die bewuste keuses. Dit beteken as jy nie jou siel aktief voed nie, dan voed jou skedule jou. Dan voed prestasiedruk, sosiale media, alle ander goed jou. En dit lei na produksie, maar nie na vrede nie. Dit lei na vergelyking, maar nie na vreugde nie. Dit lei na bekommernis, nie na rus nie. So elke slag as jy doelbewus voed met God se woord, dan is jy besig om te bou aan hierdie nuwe identiteit. Jy word toenemend iemand vir wie stilte saam met God, wie wees saam met God belangrik is, so belangrik is dat dit normaal is. Dat jy enige plek dit kan beleef. Nie deur gewilskrag nie, deur herhaling. Met ander woorde, wat jy inneem, vorm jou. So die vraag is, hoe bly voed ek my siel? Wat 'n ritueel, wat 'n gewoonte bly sit ek in plek om te bly vorm dat ek God se kind is? Ek sê dit af met die gedagte, hoe voed 'n mens dit? Dis 'n klein gedeelte stadig, 1 of 2 verse is ook genoeg. Want diepte is baie beter as baie. En vra vir jouself 2 vrae. Wat sê dit vir my oor God? En wat sê dit vir my oor myself? Ek gebruik stilte as die geestelike absorpsie van heilige water. Want na jy gelees het, sit net vir 'n minuut of 2. Laat dit net half nog echo in jou binneste. En memoriseer 'n vers. Al memoriseer jy net 1 vers vir die jaar, maar memoriseer 'n vers. Deesdae, ek weet nie of kinders, kleinkinders dit meer doen nie, maar ons op skool was, onthou jy, Bybelverse memoriseer. En die katekese moes ons ook memoriseer. Straks, as mens nou in 'n situasie kom, dan kom hy vers by jou op, want jy het hom soveel jare al herhaal. So soek jou gunsteling vers. Al loop jy vir 10 jaar met dieselfde vers, maak nie saak nie, maar kyk net gereeld daarna. Want dit beteken, dit vorm aan mekaar wie jy word en is. En dalk help dit op Psalm 1 net gereeld te lees. So jy kan onthou, hoe loop hierdie lewenspad. Want wat jy inneem, vorm jou. Derde een, volharding. Die geheim van 'n stormvaste lewe. Hy dra op die regte tyd vrugte en sy blare verdroog nie, sê vers 3. So die vers sê nie, jy dra altyd vrugte nie, dit sê op die regte tyd. Daar gaan tye wees wat jy nie die vrugte gaan dra, wat jy nog gedink het op daai oomblik moet gebeur nie, want ons leef in 'n wêreld van onmiddellike bevrediging, so ons soek al die goed kits, maar dit werk nie so nie. So 'n bome is seisonaal, bome is geplant die heeltyd. En dit moet ons die onderskeid tref. Die vrug sal op die regte tyd kom, maar die geheim van daardie lewe is, God is met jou besig. God gee vir jou waarmee jy gevoed kan word. En dis die teologie agter dit. God beloof nie 'n lewe sonder storms nie. Die Bybel is baie eerlik oor pyn. Psalm 22 skree, my God, waarom het U my verlaat? Selfs as wat Jesus aan die kruis gedoen het. Psalm 88 eindig sonder 'n antwoord. Maar selfs in die donkerste psalms is hierdie psalms ingebed tussen al hierdie ander psalms, nie omdat die storms ophou nie, maar omdat die wortels hou. Dis die teologie van volharding. Nie dat jy nooit sal struikel nie, maar dat jy elke keer sal terugkeer na die waterstroom, die bron, en net sal inneem wat God vir jou bedoel het en gee. Dan sal jy op die tyd wat God bedoel het vrug dra. Maar jy moet by die water bly. Die sielkunde van ritmes en veerkragtigheid help ons ook daarmee. Dr. Barbara Fredrickson van North Carolina Universiteit toon deur haar omvattende navorsing oor happiness theory dat klein konsekwente stappies wat jy neem, bou veerkragtigheid op die lang termyn. Met ander woorde,
Dis nie die geestelike hoogtepunte wat jou geestelik laat groei nie. Dis ook belangrik. Maar dis nie elke jaar as 'n Kersfees wat jy bywoon, Goeie Vrydag wat jy bywoon, Paasondag, Pinkster wat jy bywoon, wat jou jaar maak nie. Dis die klein goedjies wat jy tussendeur doen wat jou veerkragtig hou. Dis wat jou geloof help bou. Dis wat jou laat volhard en jou help om 'n stormvaste lewe te hê. Hoe doen ek dit prakties? Skep daardie ritme, ons het nou ook al daarna verwys, om voortdurend 'n paar minute stilte te wees by God. Wees net. Skakel alles af en wees net by God. Al sit jy en kyk na 'n kers met 'n kruis of lees net die teks oor en oor. Maar tweedens skep 'n ritme van die woord lees. Lees Psalm 1 byvoorbeeld elke maandag, begin jou week met dit. Of skep 'n ritme van gebed. En ons kan praat sommer van asemhalingsgebede. So 3 asemhalingsgebede per dag. Dit beteken soos jy inasem bid jy net een sin. Jy beteken net te sê Joshua 1 vers 1 tot 9, 3 maal staan daar, wees sterk, wees vasberade. So al wat jy bid is, wees sterk, wees vasberade. Jy geselskap vir die Here. Maar dit is so jy dit inoefen. En dan skep jy 'n ritme van dankbaarheid, om elke dag 3 goed te vind waarvoor jy dankbaar is. Hoekom? Want dit haal jou kop weg van die negatiewe, sodat jy weer opsies en moontlikhede kan sien, en die negatiewe kan hanteer. Want onthou as jy het ritme uitval, dit gebeur met almal van ons, moenie jouself veroordeel nie, keer net terug. 'n Gebou wat gebuig is, buig weer terug, as sy wortels reg geplant en gevoed bly. So volharding is nie om nooit te struikel nie, volharding is om terug te keer na die waterstroom. Dan met die baie toe herhalings wat jy dit bly doen, kan jy enige tsunami oorleef. Kom ons sluit af met die gedagte, die boom wat jy volg. Hierdie Psalm eindig met 'n belofte. Hy is voorspoedig, of sy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. En dis nie 'n groot voorspoed van 'n by full fortuner waarmee Afrika binne toe gaan nie. Dis ook lekker wees om te hê. Maar dis daai voorspoed wat innerlik is. Dis stabiliteit wat nie afhanklik is van omstandighede nie. Dis die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dit is die wysheid wat uit diepte kom. Dis die karakter wat gevorm word deur volharding. Dis die diepte van die siel wat die storms kan dra. So God se droom is nie noodwendig dat jy 'n groot boom moet word nie, maar hy wil net hê jy moet 'n diep gewortelde boom wees. Almal van ons is uniek. Wees jy net diep gewortel uniek. Want dis hoe God jou bedoel het. Nie stormvry nie, stormvas. Nie perfek nie, geplant. Nie oorlaai nie, gevoed. Nie rondgewaai nie, gewortel. En dis die geheim. Jy hoef net geplant te bly. Want God is die planter en die versorger. En God is die een wat die water laat vloei. En God is die een wat die seisoen van vrug sal bepaal. Jou roeping is eenvoudig. Bly by die water. Bly by die waterstroom. Keer elke dag terug. Laat jou wortels in hom groei. Al kom die storms, word jy nie ontwortel nie. Want hierdie is iets wat dieper is as talent. Dit is dieper as strategie. Dit is dieper as enige hulpbron wat geld kan koop. Want alle mense sal ook sien, hierdie mens is by heilige water geplant. So mag jou wortels hierdie week dieper groei. Mag jy dit wat jy ervaar hierdie week as teenspoed jou help om jou wortels dieper te groei. Mag jy op die regte tyd vrugte dra. En mag die storms van die lewe jou nooit omwaai nie, want jou wortels is in hom. God het jou geplant. God sal jou nie in die steek laat nie. Amen. Here, dankie dat ons die sekerheid het wat u woord vir ons gee in Psalm 1. En help ons om die vreugde te bly vind in die woord, in uself, in u woord wat mens geword het, Jesus. Dankie, Jesus. Dankie dat ons nie alleen is nie, dat ons kan sing, wat 'n vriend het ons in Jesus, dat ons saam met u Heilige Gees enige ding kan aandurf. Want u vul ons met krag en liefde en selfbeheersing, sê die Bybel. Die Bybel. Die mense wat u aangeraak het om u Bybel te skryf. Dankie dat u ons seën. Dat ons saam kan kersies opsteek vir die goeie en die hartseer. En die wete, u is heeltyd saam met ons. Emmanuel, God met ons. Wees asseblief, soos u beloof,